Hallo daar. Die afgelope ruk is daar baie gepraat oor transformasie of die gebrek daaraan by die Universiteit Stellenbosch. Ek gebruik graag hierdie geleentheid om jou op die hoogte van sake te bring. Laat ek begin deur te sê, die Universiteit Stellenbosch is nie die rassistiese instelling wat hy deur sommiges uitgemaak word nie. Dit is nie ons beleid nie en ons werk baie hard daaraan om ook in praktyk meer inklusief en verwelkomend teenoor almal te wees. Maar, so hartseer soos dit my ook al maak, moet ek toegee, sommige van ons studente en personeel het 'n ander ervaring. Dit blyk duidelik uit talle insidente en die luistervideo op sosiale media. Dit was vir my pynlik om daarna te kyk, want ek wil nie hê enige van my studente moet swaar kry nie. Ek gaan nie die onverdedigbare verdedig nie, diskriminasie, marginalisering of dit wat nou bewustelik of onbewustelik was. Ek is jammer dat dit gebeur, het sy op die kampus of in die dorp en dinge moet reggestel word. Ons tree wel teen rassisme op, maar wat Open Stellenbosch en ander aanroer strek veel verder as individuele gevalle. Dit spreek tot strukturele kwessies, ons institusionele kultuur, of almal voel hulle hoort hier, dat dit ook hulle plek is. Maties moet 'n verwelkomende tuiste vir almal wees. Eens op 'n tyd het hierdie universiteit en ander in ons land wel slegs 'n bepaalde deel van die bevolking gedien. Maar daardie tyd is lankal verby. Ons het aanbeweeg van 'n Afrikaanse universiteit, slegs vir blankes, na 'n nie-rassige, veeltalige nasionale bate wat die hele samelewing met trots dien. Reeds in die jaar 2000 het die universiteit formeel sy bydrae tot die ongeregtighede van die verlede erken. Maak geen fout nie, dit was 'n apologie vir apartheid wat ek en my voorgangers dikwels herhaal het. Terselfdertyd het die universiteit hom verbind tot regstelling en ontwikkeling, wat die grondslag gelê het vir groter gelykheid en diens aan die gemeenskap. In 1990 was slegs 5% van ons studenteliggaam swart, bruin en Indiër. Vandag is dit 38% en ons mik vir 'n minimum van 50% in 2020. So, ons het vordering gemaak, hoewel daar nog baie gedoen moet word. Ons meen dat diversiteit 'n absolute vereiste vir uitnemendheid is, want dit stel ons bloot aan 'n verskeidenheid mense en idees, wat ons denke verbreed en ons almal verryk. Ook ten opsigte van taal was daar beweging. In November 2014 het die Raad vir die eerste keer Engels op gelyke voet met Afrikaans as onderrigmedium geplaas. Dit is om 2 redes gedoen, sodat nie een van die 2 tale 'n struikelblok tot toegang is nie, en sodat beide tale as instrumente vir sukses dien. Suid-Afrika se Handves van Regte verklaar dat elkeen die reg het om in openbare onderwysinstellings onderwys te ontvang in die amptelike taal of tale van eie keuse. Een kwalifikasie is dat dit nie toegang, gelykheid of regstelling moet teenwerk nie. 'n ander is dat dit redelikerwys doenbaar moet wees. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding het onlangs die geldigheid van hierdie raamwerk bevestig en ons beskou meertaligheid as 'n bate in die hedendaagse globale kennisgemeenskap. Ons is tans besig om die taalbeleid wat 9 maande gelede deur die Raad aanvaar is te implementeer. En op hierdie vroeë stadium gee ons toe dat daar praktiese probleme is, veral met tweetalige klasse en die gebruik van tolking. 'n Taakspan ondersoek hierdie kwessies en ons sal binnekort aan die Raad en diegene wat klagtes en voorstelle ingedien het verslag doen. Maar nie een van ons 2 onderrigtale word op enige iemand afgedwing nie. Dit beteken nie egter dat ek die ervaring van diegene wat dinge anders ervaar as ongeldig beskou nie. Ons het 'n belangrike oomblik in die geskiedenis van Universiteit Stellenbosch bereik. Daar blyk 'n gaping te wees tussen ons opregte voornemings en hoe sommiges dit wat in werklikheid gebeur ervaar. Dit vra vir diepgaande introspeksie, openhartige dialoog
en samewerking om Stellenbosch werklik die inklusiewe, innoverende en toekomsgerigte universiteit te maak wat ons wil hê dit moet wees. Sedert die begin van my amptstermyn 5 maande gelede, het ek 'n oop gesprek bevorder. Betekenisvolle dialoog vereis wederwysige gesprek en 'n bereidwilligheid om te verander. Ek bly hiertoe verbind en het opnuut 'n uitnodiging in Open Stellenbosch gerig om met bestuur in gesprek te tree. Die afgelope week was daar 2 belangrike gebeure. Ons het 'n goeie gesprek met die Parlement se Portefeulje Komitee oor hoër onderwys en opleiding gehad. En op ons Stellenbosch kampus het studente en personeel aan 'n vreedsame dog driftige optog deelgeneem. Ons verwelkom robuuste debat, want universiteite is plekke van kritiese denke en vryheid van spraak. Dit beteken egter nie sommer alles is aanvaarbaar nie. Vroeër vanjaar is 'n lesing en 'n loopbaanuitstalling ontwrig en is 'n administrasiegebou tydelik beset. Dit is onaanvaarbaar en dissiplinêre stappe sal geneem word ingevolge die gedragskode wat vir almal geld. Maar niemand word geviktimiseer nie en ek smoor beslis nie protes in die kiem nie. Wat ons ten alle koste moet vermy, is die gevaar van polarisasie, want dit hou ernstige probleme vir enige demokrasie in. As verskillende kante mekaar demoniseer, raak dit al hoe moeiliker om kompromieë te bereik. Ons moet na mekaar uitreik in die soeke na gemeenskaplikhede in steede van terugtrek in ons en hulle kampe. Ek het ook 'n verantwoordelikheid om hierdie instelling te beskerm, sy mense en die eiendom teen die bedreiging van geweld. Dit is in ooreenstemming met 'n onlangse oproep deur die minister, in die lig van destruktiewe optrede deur betogers op sommige kampusse. Laat ek dit duidelik stel. Ons moenie verras wees deur die spanning in hoër onderwys verjaar nie. Suid-Afrika is steeds in oorgang en die vrygeborenes het nou op ons kampusse aangekom. Oud genoeg om vir hulself te dink en die probleme rondom hulle raak te sien en jonk genoeg om iets daaraan te wil doen. So ons moenie verbaas wees nie, maar ons moet ook nie te bekommerd wees nie. Daar is geen probleem met aktivisme nie, solank as wat dit nie tot geweld en vernietiging lei nie. Wat ek wel baie bemoedigend en inspirerend vind, is die gesprekke wat plaasvind, ten spyte van die huidige spanning, of miskien is dit juis as gevolg van die probleme dat maties na vore tree en hulle deel doen. Ek wil ons alumni, vennote en vriende van die universiteit bedank vir hulle ondersteuning. Nie blindelingse of onkritiese loyaliteit nie, maar die tipe ondersteuning wat gebaseer is op 'n gedeelde liefde vir die universiteit en sy potensiaal. Beide, die Raad en die Senaat, het hulle in die openbaar tot transformasie verbind. Die jaarlikse verkiesing van studenteleiers is afgehandel en 'n klomp werk word nou gedoen om te verseker dat eerlike gesprekke plaasvind wat so nodig is by hierdie universiteit. Daar's reeds 'n klomp dinge wat al jare lank gedoen word om die proses waarin Stellenbosch meer divers en geïntegreer word, positief te maak. Die Luister, Leef en Leer inisiatief in studentebehuising is 'n goeie voorbeeld. 'n benadering wat nie slegs beperk is tot 'n paar eenhede nie, maar wat deur die hele stelsel suurdeeg. Beduidende stappe word gedoen om die proses van verandering aan die Universiteit Stellenbosch te versterk. Transformasie is ingesluit in die hergestruktureerde portefeulje van professor Nico Koopman, een van ons visierektore. 'n Transformasiekantoor word tans gevestig, sowel as 'n breër transformasiekomitee om die proses te versterk. En om te verseker dat ons reis van transformasie op deeglike navorsing gebaseer is, gaan ons 2 leerstoele vir transformasie, versoening en geregtigheid vestig. Ons het ook 70 miljoen rand toegeken aan die diversifisering van ons personeelkorps, veral op senior akademiese vlak. Dit is 'n groot uitdaging, maar ons is nie die enigste universiteit in hierdie posisie nie. Daar is 'n ernstige tekort aan senior swart akademici landwyd, wat ons in die lange duur help aanspreek
deur groot getalle afgestudeerdes uit die aangewese groepe op meesters- en doktorsgraad vlak te lewer. Ons reis van transformasie is onvolledig en onvolmaak, maar ons is standvastig in ons verbintenis om dit voort te sit. Want dit is die enigste manier om 'n gemeenskap van sosiale geregtigheid en gelyke geleenthede vir almal te skep, soos ons missiestelling sê. Ons is verbind tot die skep van inklusiewe en diverse ervarings vir al ons studente en personeel om hul volle potensiaal te ontketen. Ja, op die oomblik is daar uitdagings, maar daar is veel meer opwindende geleenthede. Ons moet saam vorentoe gaan deur dit wat verkeerd is reg te stel en dit wat reg is te vier. Ons kan dit doen. Daaraan twyfel ek nie. Dit is ons kollektiewe plig. Kom ons aanvaar 'n 100% verantwoordelikheid daarvoor om die Universiteit Stellenbosch wat ons almal wil hê te skep.